Oorkant my niggle se huis in Holland is daar 'n paar krale, oorkant die pad waarin daar vee aangehou word. In een van die krale was daar 'n blinde skaap, maar hy was saam met 'n bok met 'n klok in die kraal gewees. Hoewel hy nie kon sien nie, was die bok met die klok sy gids gewees. En oral waar die bok gestap het, het die skaap saamgestap. Fyn geluister na waar die klingel van die klok is en dan geweet watter rigting moet hy loop. Diana Hobbs het gesê, "When you can't see your way through the fog of uncertainty, trust our infallible God to lead you safely to your destiny." Iemand anders het ook gesê, "God's way is better than your way. His plans is bigger than your plan. His dream for your life is more rewarding, more fulfilling, better than you've ever dreamed of. Now stay open and let God do it His way." Luister weer saam met my na Nehemia 1 se eerste paar verse. Die verhaal van Nehemia, seun van Gakalja. Dit was in die maand Kislev, die 20ste jaar. Ek was in die vestingstad Susan. Hanani, een van my mede-amptenare, het daar aangekom uit Juda, hy en 'n paar ander manne. Ek het hulle navraag gedoen oor die Judeërs wat uit die ballingskap vrygelaat is en teruggegaan het, en oor Jerusalem. En hulle het vir my gesê, die ballinge wat teruggegaan het, beleef daar in die provinsie Juda groot elende en smaad. Die muur van Jerusalem lê om, en die stadspoorte is verbrand. In die noordelike dele van Kanada kom daar geweldige swaar sneeustorms voor. Veronderstel die boer hoor dan tydens so 'n storm dat sy skuur se deure nog oop is. Dan maak hy 'n tou aan sy voorstoep se stewige pilaar vas. Die ander end van die tou bind hy om sy lyf vas en dan begin hy deur die sneeu stap na die skuur toe. Gewoonlik is daar die sneeustorm so erg dat jou oë moet bedek, anders sny die sneeukristalle jou oë stikkend. So soek en voel kom hy dan by die skuur uit, maak die deur toe en dan begin hy terugtog huis toe. Dan hou hy aan hierdie tou vas, trek hom styf en loop met die stywe tou, hoewel hy niks kan sien nie, al agter die spanning van die tou aan. En so kom hy dan uiteindelik tot op die veiligheid van die voorstoep. Nehemia was, soos baie van ons, ook op 'n plek waar hy niks mooi kon sien ten opsigte van die toekoms nie. Die digte mis van hartseer het in sy hart rondgehang en die snyseer van God se eer wat aangetas is, het hom gedryf om daarlank op sy knieë, biddende te huil en te buig voor die almagtige God. Maar Nehemia se geloofstou was vasgeknoop om die voorpilaar van sy hemelse Papa Vader se huis. Menslikerwys het hy geweet is daar omtrent niks wat gedoen kon word nie. Maar hy het geweet wie is sy Papa Vader. Hy het geweet dat die God wat hy aanbid, die ewige en die almagtige God is, wat nooit uit planne uit die hart loop nie, en vir wie niks onmoontlik is nie. Hier was Nehemia, slaaf in Babylonië, en hy het gekyk na hierdie Babyloniërs met wie dit so goed gegaan het, wat so onheilig geleef het, wat nie eens die ewige God aanbid het nie. Hoe kan dit wees, dat dit so goed gaan met hulle, maar so sleg gaan met hom? Klink dit vir jou bekend? Dis soos die psalmdigter in Psalm 73 sê. Hy sê, God is vir Israel baie goed, vir die wat rein van hart is. Tog het ek daaraan begin twyfel. Ek het byna koers verloor, want ek het die hooghartige godloses met afguns beheen, toe ek hulle voorspoed sien. Hulle het geen kwellings nie, hulle is sterk en gesond. Hulle het nie sorge soos ander mense nie, hulle het nie teëspoed soos ander nie. Maar ook die psalmdigter se geloofstou was om die ferm voorpilaar van ons hemelse Papa Vaderhuis. In vers 15 en verder sê, maar as ek so aanhou praat, sou ek die verloon wat aan u behoort. Daarom het ek diep nagedink om dit te verstaan, en was dit vir my bitter moeilik, totdat ek in die heiligdom van God ingegaan, en besef het wat die uiteinde van die goddeloses is. U laat hulle op gladde plekke loop, u laat hulle ondergaan deur hulle eie geknoei. In 'n oogwink word hulle iets afgrysliks, gaan hulle te gronde,
tref 'n verskriklike einde hulle. Maak vandag weer jou geloofstou oop om Papa Vader se voorhuis vaste ferm pilaar vas en leef dan deur die storms van vandag met die wonderlike wete, hy is in beheer.